Goeienaand julle kan maar sit. En welkom in die huis van die Here vanaand op hierdie koue Vrydag aand. Ek is seker, soos baie ander mense nou, sal van ons verkies het om lekker snoesig onder 'n kombersie te sit en 'n fliek te kyk. Maar die Here eer jou vir waar jy is vanaand. Die Here sien dit. En die Here weet, jy kom met 'n hongerhart. En daar waar jy kom met 'n hongerhart, daar sal die Here jou voed. En vanaand gaan die Here jou voed. Prys die Here. Ek gesels nou die dag met my swaar. Dis nou voor ons begin. Dis net so terloops. Gesels ek nou die dag met my swaar en ons praat so oor nommers, jy weet. Hoe baie daar is in 'n kerkbediening en hoe min daar is. En herinner my aan Gideon se army wat duisende was voor hulle oorlog toe moet gegaan het en die Here sê vat weg hierdie duisende. Ons kort net 300. Vat weg al die geraas, ons kort warriors. En ek is seker vanaand sit hier warriors, want jy kon enige ander plek gewees het op 'n Vrydag aand, maar jy's in die huis van die Here. So you must be doing something right. Jy weet, ek sê ook vir baie mense, jy het 'n verpligting. Dis nie, as jy nou nie hier is vanaand nie, moenie vir die maatjie verskoning maak nie. Jy het 'n afspraak met die Here. Jy het elke tweede Vrydag aand het jy 'n afspraak met die Here by die punt. Elke Sondag het jy 'n afspraak by die Here om kerk toe te gaan. Want jou eregas wag daar. Dis nie wie rondom jou is nie. Dis die Here God vir wie jy gaan om te ontmoet. Die Here weet 7 uur begin die punt. 7 uur is my dienaar daar. You've got an appointment. Hoekom kan ons betyds wees vir werk? Hoekom kan ons betyds wees vir skool? Maar ons kan nie betyds wees vir ons appointment met die Here nie. En daarvoor is ek seker die Here eer elkeen wat hier is vanaand, jy weet, want so baie keer verwag ons hierdie dinge van die Here, en die Here moet net op tyd wees, en die Here moet altyd, as die Here moet 7 uur daar wees, dan moet die Here al 6 uur daar gewees het, maar die Here is altyd daar, is ek en jy daar. Kom ons sluit ons oë en ons vra die seën van die Here oor verrigtinge vanaand. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie jong hongerharte wat vanaand hier is, my God. Here, ons is vanaand hier om eer te bring aan U, Here, om te hoor wat U vir ons te sê het, Here, om saam te kom, om 'n army te vorm vir U, my God, Here. U sien hoe koud is dit daar buite. U sien, ons kon maklik gekanselleer het, Here, maar ons het gekom, Here, want ons het 'n meeting met U, my God, en ons sê vir U baie dankie, Here, dat ons nog hier is vandag en daardie and to be able to breathe your breath, Father God, to be here to serve you, Father God. Here, ons vra U, die vloer is U se, my God. Here, vat beheer van hierdie wessel wat vanaand met hierdie mic staan, Here. Enige iets wat ek voorberei het, wat U wil uithaal, Here, haal uit. Enige iets wat ek voorberei het, krap deur mekaar, indien U iets het om te sê vir hierdie jong manne en vroue hier voor my vanaand, Here. Here, ons is hier, my God. This is your house, Lord. And we thank you for being here. Amen. Nou, vir die wat my nou nie ken nie, en vir die wat mondelik later aanlyn kyk, hier is meeste van julle wat my ken, Dadels, en so. My naam is Dudley Carstens, en ek het die absolute eer, om so nou en dan die woord van die Here te verkondig. Ek sal 'n bietjie later meer daaroor praat. Vanaand gaan ek met julle praat oor, maar ek is te jonk, Here. En ek dink dis iets wat elkeen in sy lewe al mee te doen gehad het, is
Maar ek is te jonk, Here. Ek sal nog. Ons ken die storie. Here, ek kan nie nou na die Here toe gaan nie. Ek moet nog partytjie. Ek moet nog girls ontmoet. Ek moet voel hoe dit is om te leef. Ek sal nog, Here. Ek sal nog by die Here uitkom. Jy weet, vir party jong mense sou hulle nog, en hulle het nooit nie, want hulle wou hierdie proef van die partytjie lewe hê, en in 'n oogwink is die lewe verby, het hulle nie daai geleentheid gehad nie. Hier staan hy, ek het uitgestel en gesê, Here, ek het geweet, the Lord is calling, ek het dit geweet al vroegdag, maar ek het gestry. Ek het gestry tot op die punt waar ek die Here bevraagteken het om elke hoek en draai, because I wasn't ready. Daar was tye waar die draadjie vir my kon kort geknip gewees het. Maar ek staan hier vandag en ek sê vir die Here baie dankie vir die genade en vir die grootste voorreg om sy woord te kan deel. As ek geweet het toe wat ek vandag weet, en dis genuine. As jy vir my ken of my geskiedenis ken, dan sal jy weet, dis genuine. Ek was 'n rowwe mannetjie, om die minste te sê. As ek geweet het wat ek vandag weet, het ek daai jare al die besluit gemaak. Het ek daai jare al. So wat ek vanaand vir julle wil sê is, jou ouers, die ouer garde, hulle het daai paadjie geloop. Die ware goud in die lewe is om daai pearls of wisdom te pluk. Daai is die goud wat ons moet jaag. As jy kan weet, ek moet my nie ophou met hierdie nie, want oor 2 jaar gaan dit die gevolg wees daarvan. En jy luister daarna. As jy 2 jaar voor dieselfde maatjies van jou wat nie aggeslaan het aan daai pearls of wisdom nie. As daai kan drop vir jou en jy kan besef waarlik dat ek moet agslaan daar, sal jy baie vinniger, baie verder wees in die Here en sodoende ook in die werk van die Here. Jy weet, so dikwels word ons vasgevang in die huidige seun breek jou hart, dogter breek jou hart, jong man breek jou hart, jong vrou breek jou hart. Dis die einde van die wêreld. Dis niks lekker nie. Dis jy kan nie. Ons sal nou vanaand sien hoe personal tragedy die Here dit gebruik tot jou triumph, but you need to be able to see where you go. You need to trust the Lord that die Here has got you and you must walk the path. Jy weet, ons dikwels word ons so vasgevang in aardse dinge. Jy het miskien nie 'n provinsiale span gemaak nie. Jy het miskien nie 80% van al jou vakke gekry nie. Jy het miskien nie, whatever the case may be, jy het nie die promotion by die werk gekry wat jy moes gekry het, alhoewel jy 100 keer harder as die persoon werk, en die persoon wat die vir promotion gekry het. Those things don't matter. All of those things shall pass. Rig jou oë op die Here. Is a pearl of wisdom that you can apply. Once applied, you'll see. Anyway, kom tot by die punt. En die punt is, maar ek is te jonk, Here. So nou, ek weet nou nie, in my skool daar, dit was nou so 5 jaar terug, jy weet. Het jy nou op die skool gestap, en as jy nou op die speelgrond gestap het, het jy nou duidelik hierdie groeperings gesien. Jy weet, daar was jou jocks, hulle het altyd 'n rugbybal, ek was een van daai ouens, altyd 'n rugbybal gehad, jy weet, hulle is lekker ouens. Dat jy nou daai
jou it girls, hulle is beautiful in 'n bunch. Jy weet, hulle kom ook in 'n bunch uit. Hulle is soos blomme. Miskien nou nie, ja. Verder daar oor in elk geval. As jy nou so stap dat jy nou jou skateboardertjies gehad, nou jou musikante gehad, om die muur gekyk het so agter, jy die rookwolk gesien, jy daai groepie gehad, jy het allerhande groepies gehad. En ek is seker vandag, kyk, dit was nou so 5 jaar terug. Ek spot sommer is bietjie langer as dit, as ek nou moet bieg, maar so het dit gelyk, en ek is seker vandag is daar ook groeperings, en vandag lyk dit dalk 'n bietjie anders, jy weet. Stap dalk om hierdie draai en hier sit die katte. Hier sit dies wat hulle as honde identifiseer. Hier sit dies wat walvisse is. Jy weet die wêreld het moes nou verander. So hoe dit ook al is in die groepies, is daar altyd hierdie een groepie. En dis nou jou Christen groepie. Hy sit gewoonlik so in 'n kringetjie, of dis nou hoe ek hom sien. Hy sit so in 'n kringetjie, beleefde kinders. Sout van die aarde, man. Jy stap verby hulle en hulle smile, jy gooi hom op maar net, hey, jy weet, hulle is altyd beleef. Hulle sê altyd, blessings, lekker kinders, nice kinders. Average kinders. En ek is hier vanaand om vir jou te sê, that should never be the case. Daai groepie, as hulle weet hoe they represent, as hulle weet wat in hulle is, as hulle weet wat die Here deur hulle kan doen, is hulle die center of attention. Jannie speel vir die eerste span. Hy kry al die aandag. Hy's voor in die skool. Hy's net die ou. Hy gesels op 'n dag met een van die God Squad. Die God Squad bid vir hom. Jannie vertel vir die God Squad van sy lewe. God Squad member bid vir hom. Stadig maar seker begin die Here in Jannie se huis intree. Naslaan nie meer vir pa nie. Dit gaan nie meer gerook nie. Jy weet dit dinge begin verander in Jannie check. Maar hey, hierdie God Squad member wat vir my so bid en wat so lewe in my lewe inspreek. He's got something going. Nou ewe skielik het jy vir Jannie, jy het hom. En die Here kan begin werk. Dis tyd dat ons besef, en dit is so in werke. Dit is so in die, as jy kan die skoolse templaat vat, en jy kan hom so deur die lewe trek. It's the same thing. It's the same thing. Miskien is dit nou net die slim ouetjies wat nou in die skool was, hulle is nou hoe kan ek sê, wat noem hulle dit hierdie, die voël eet die kraai, jy weet daai tipe ding. Die voedselsirkel het nou verander. Die slim ouetjie, hy's nou die CEO. Die rugby ou het 'n paar knocks gekry. Hy is die janitor. Maar die dinge is the same. Ons het nog steeds ons groepering. En daar in die hoekie sit die admin tannie op haar knieë. Sy bid want sy sien al hierdie goed. We need to stand up. We need to say, hey, ek is hier, God is hier, die Here is hier. Dis nou nie meer die fly halfie, dis nou nie meer die 99, 100 die ouens kry 110% op skool. Ek weet nie hoe is dit moontlik nie, maar hulle kry oor die 100%, overachievers, seker maar. Maar it's no longer them, it's the Lord. The Lord is everything. Jy weet ons gaan nou kyk na 'n paar jong helde wat van hulle is jong reluctant helde gewees. Maar ek dink terwyl ons nou so deur hulle gaan, sien jouself in dit. Whether jy dink jy is
fisies te jonk, under 20, whatever the case may be, geestelik te jonk, te min, jy weet te min, mense dink jy kan niks doen, you are too little. So moenie hierna kyk as net jonk nie. Kyk na dit as waar jy jouself te min ag. It's a lie. It's a lie out of the pits of hell. So sien ons, kom ons vat die eerste geval. Hierdie is vir my 'n uitermate geval. Josia. Wie van julle ken Josia se? Steek maar so by die hand. Dit is nou nie ons kyk dra Bybelkennis nie. Ek wil net so, jy weet, wie so 'n bietjie agtergrond van Josia. So 'n amazing story. Maar hierdie hande wys hier of hoe. Nou hierdie ouetjie Josia. Sy pa was die koning van Juda. En sy pa het afgode aanbid en opgerig in Juda. En toe op 'n dag, toe besluit samenswerders in Juda, hulle gaan nou sy pa assassinate, doodmaak. Josia is 8 jaar oud. Hulle maak sy pa dood. Die res van die mense kom saam, hulle roei daai mense uit en hulle sit vir Josia, wat graad 2 is. Sê hulle vir Josia, you are the king. Laat jy die tyd om te treur oor sy pa wat wreed doodgemaak is. Hy is die koning, hy moet nou besluite maak vir groot mense, oor 'n groot gebied. Hy's graad 2 in vandag se tyd. Josia het dit geantwoord en ek wil hê, julle moet gou saam volg. Ek gaan nou lees vir julle uit 2 Kronieke 34 vanaf vers 1 tot 7. En hierdie is nou Josia se, hy wil hom verder breek. Hierdie is nou Josia se verhaal. Daar staan geskryf, Josia was 8 toe hy koning geword het en teen 31 in Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van afgewyk nie. In die 8ste jaar van sy regering, toe hy nou 16, 8 + 8, toe hy nog 'n jong man was, het hy begin om die God van sy voorvader Dawid te dien. So julle moet nou hierop let dat Josia se pa, hy het die afgode aanbid. En in die 12de jaar, dis nou in sy 12de jaar toe hy 20 was, nog nie eens mondig nie, het hy begin om Juda en Jerusalem te suiwer van hoogtes, gewyde pale, gesnede en gegote beelde. Hy het persoonlik toegesien dat die altare van die Baals verwoes word en het die wierook altare wat bokant die Baals altare gestaan het, laat stukkend slaan. Net 5 jaar in die skool uit en ek word nie terug. Die bene van die afgodspriesters het hy op hulle eie altare laat verbrand. So het hy Juda en Jerusalem skoongemaak en ook die stede van Manasse, Ephraim en Simeon tot by Naftali en ook die Roons van die omgewing. Hy het dwars oor die gebied van Israel altare afgebreek, gewyde pale en beelde in stukkies gekap en al die wierookaltare stukkend gebreek. Daarna is hy terug Jerusalem toe. So kyk gou wat hierdie ouetjie gedoen het, hè. Hy het nou, kan jy nou self voorstel, Josia, as hy nie op 8-jarige ouderdom die kroon gevat het nie. Hy het nie 'n keuse gehad nie, maar as hy nie op 8-jarige ouderdom vorentoe gestap het en die kroon gevat het nie, dan het hy nie 12 jaar se ondervinding gehad in die tyd wat hy hierdie hele
groot gebiede gaan reinig van afgode nie. Kan julle imagine wat 'n groot taak dit is vir 'n jong man in vandag se tyd om te gaan staan en sê, moenie daai, breek af daai. Ons wêreld is vol van afgode. Klein Josia het vir die hele gebied gaan reinig. Dis huge. Hy het nie net dit gedoen nie. Wat het hy ook gedoen deur dit te doen? Sy pa het gesukkel met hierdie afgodery. Sy oupa het gesukkel met hierdie afgodery. Josia het gaan staan en gesê, ek breek hierdie generational curse. So baie van ons sukkel. Oupa het sterk wyn gevat. Pa het sterk wyn gevat. Nou moet ek ook, want dit is al wat ek ken. Break the generational curse. You can do it. You can do it. Dit is op jou. Of het is drank, of het is vroue, wat dit ook al is. Jy weet waarmee jou generasie moontlik gesukkel het. Let it stop with you. Let it stop with you. Josia se storie is ook 'n storie van tragedy to triumph. Ek meen, kan jy imagine om op 8-jarige ouderdom jou pa te verloor en nie te gaan albasters gaan speel nie. Jy weet, dit is wat ons gedoen het toe ons 8 was. Albasters gaan speel het, buite gaan speel het. Hierdie ou moes koninkryke ran. But God turned his tragedy into triumph. Want dit wat hom vooraf gegaan het, was onrein. En die Here het geweet, hierdie klomp, hy gaan kom rein maak wat onrein is. Tweede voorbeeld wat ek vir julle wil noem is Jeremia. Hy het sommer reguit gesê. Hoorie wag, is 'n bietjie jonk vir die saak. In die tyd van toe Josia koning was, het kom Jeremia toe, die profeet Jeremia. Jeremia het geprofesei in die tyd toe Babylon vir die Jode wil inval. Hy het geprofesei dat hulle gaan val. So hy het 'n boodskap van doem gebring. As jy nou in vandag se tyd gaan buite staan, die Here gee vir jou 'n woord, jy gaan staan buite en sê, maar kyk hier Suid-Afrika, pas op vir dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit, die Here wys dit vir my. You need some kind of. Jy moet 'n bietjie, jy kort guts. Jy kort guts vir hierdie ding. Jeremia, ons lees gou in Jeremia 1 vers 4 tot 9. Sê die woord, daar staan geskryf, die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. So daar's nou two ways about this. Jy weet, die Here het hom nog voor hy gebore was gekies en dit is jou job. En hy sê, ag Here my God, ek kan nie goed praat nie. Ek is te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. So dieselfde. The same principle applies to us today. As die Here vir jou, en ons gaan nou daaroor praat, as die Here vir jou 'n opdrag gee, moenie sê, Here ek is te jonk nie, Here ek is te min nie, Here hulle gaan nie na my luister nie, Here kies iemand anders wat beter praat as ek, Here kies iemand anders wat beter lyk as ek, Here kies iemand anders, die Here het vir jou gekies. Hy het vir jou gekies nog voor jy gebore was. Hy het vir jou gekies toe jy in jou moeder skoot was. Die Here het jou gekies. Ons het elkeen 'n taak vir die Here. Daar's nie 'n ek is te jonk nie. Die Here sê, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Julle moet bietjie, as jy nou nog nie het nie, gaan lees hierdie boek van Jeremia. Hy het 'n paar ons het vandag die boek bietjie deurgegaan en jy kry op 'n stadium kry jy vir Jeremia jammer want daar's baie wat hy moes deurgaan vir dit wat die Here hom beveel het om te sê.
Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Dis 'n amazing assignment. Ons lees verder in hoofstukke 17 tot 19. Daar staan geskryf in 17. Maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrikkie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. As die Here vir jou 'n opdrag gee, best believe, execute. Dis tot jou voordeel. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Doen jouself 'n guns en lees Jeremia. Is 'n baie lang boek. So vat jou tyd om deur te gaan. Maar jy weet, wat ons hieruit moet leer is wanneer die Here vir jou 'n opdrag gee, execute. Ek dink ons kan almal saamstem dat ons in die laaste dae leef. Jy weet, en in die laaste dae, sê Handelinge 2 vers 17 vir ons. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Jy mag dit dalk al ervaar het, is die ergste. You may have experienced it already and kept it to yourself. Want, Here, dit kan nie wees, because I'm not worthy. Ek is te jonk, ek is te lelik, ek is te whatever. It needs to go out. The Lord wants you to put it out there. Indien jy hier sit en jy dink die Here het vir jou 'n profetiese gift gegee, is dit jou bevel vanaand, dat wanneer jy jou volgende stap wat jy hier gee, vanaand, is towards that, it's to activate that, is to prophesy, is to do what the Lord has told you to do. Dis 'n command. Die volgende enetjie, het ons een van daai It Girls. Jy weet dan, julle almal ken seker die storie van Esther. Sy was bold, sy was beautiful. En hierdie, nou gee ek my ouderdom weg. Bold and the beautiful. Anyway, bold, beautiful, brave, different. Maar sy het ook 'n groot geheim gedra, wat sy gedink het tot haar negatiewe gaan wees. Maar op die ou einde, tot haar positiewe. So, ek gaan julle nou so bietjie, teen die tyd, ek gaan julle bietjie vertel van Esther, vir die wat nou nie weet van Esther nie. Teen die tyd van Esther was Persië in beheer van die Jode. En toe die Persiese koning en sy vrou, 'n baie public onder ons hier gehad, en hy besluit toe, okay, nie meer die koning hê nie, next. Toe hou hy Persia's next top model. En ons lees in Esther 2 vers 2 tot 8. Ekskuus, ek moes hierdie vir jou voor die tyd gee. Dis my bad. Ek het nou nie so gedink nie. Dis hier sy. Hier is die skuld.
Daar staan, toe sê die amptenare wat in die koning se persoonlike diens was, die koning moet vir hom mooi meisies laat soek. Hy moet amptenare aanstel in al die provinsies van sy koninkryk, sodat hulle al die mooi meisies bymekaar kan laat kom in die vestingstad Susan, in die vroue kwartiere onder die sorg van Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrouens toesig hou. Hulle moet skoonheidsbehandeling ontvang en die meisie van wie die koning die meeste hou, moet in die plek van Vasti koningin word. Hierdie ou, he went big, he went in search of the next queen. Hy het 'n letterlike pageant gehou. In die stad was daar 'n Jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam Benjamin en hy was 'n seun van Jair van Simi, seun van Kis. Hy was onder die ballinge wat saam met die koning Jojagin van Juda uit Jerusalem weggevoer is deur die koning Nebukadneser van Babel. Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa, dit is nou Ester, die dogter van sy oom, want sy was 'n weeskind. Die meisie was mooi, sy was baie mooi. Na die dood van haar pa en ma het Mordegai haar as dogter aangeneem. Lang storie kort, Ester wen die pageant, Ester is koningin. Maar nou hier lê die probleem nou vir Ester. Die koning weet nou nie, sy's Joods nie. Dis nou 'n Persian koning. En intussen stel die koning toe 'n nuwe amptenaar, hoofamptenaar aan. En die neef van haar, wat na haar gekyk het, Mordegai op die voor, Mordegai, hy weier toe om te kniel voor hierdie perd. Hy soos, that ain't gonna happen. He only kneels before God. Hy soos, En hierdie ouwe soos, ons kan nie dit hê. En hy gaan toe na die koning toe, en hy besluit toe, hy stel toe voor, maar hulle moet die Jode van die Jode ontslaa raak, want die Jode wil nie luister, hulle luister nie na die gesag nie. Lang storie kort, kom sy Ester eventually met die sak patats uit, en kry sy dit toe reg, dat haar mense, die Jode, sy vertel sy toe nou vir die koning, maar sy is eintlik Joods, dat haar mense die Jode toe nou kan veg vir hulle lewe teen hier, anders was hulle net geslaughter en die Jode wen toe. En hulle wen toe daai oorlog, sodoende het Ester haar volk gered. Nou die storie van Ester, jy weet, baie keer kyk ons in Suid-Afrika veral, het ons, ek wil net eers Galasiërs 3 vers 38 sê. Daar staan geskryf, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of 'n vry man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. In Matteus 12 vers 30 staan daar vir ons, wie nie, nou, as ons almal een is, nou is ons een body in Christus. So, black, white, pink, yellow, orange, it don't matter. As jy in Christus se bloedlyn, sodra jy in Christus se bloedlyn is, nou is ons in een body. Nou wil ek julle moet snap, wat die Here sê in Matteus 12 vers 30. Sê hy, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar uit. So ons moet onsself check. Ons moet onsself check, as 'n land, moet ons onsself check vir racism. Ons moet onsself check dat your brother in Christ has no color. Your brother in Christ has the blood of Christ. That's the only color you see is the red of Christ. Jy kan nie anders nie, want die Here sê, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En onthou, as ons almal een is in Christus, dan is ons mos in daai body. So ons moet onsself laat check en vra, as ons hierdie dinge
Haber teenoor ander mense, soos Esther gesukkel het om te sê, sy is Joods. Mordegai het geweet, as sy gaan sê sy is Joods, sou sy nie die pageant gewen het nie. Sou sy nie koningin gewees het nie. She would never have been able to free her people had she told them up front. So ons moet onsself laat check dat, is ek regtig in die liggaam van Christus, indien ek so na mense kyk. Jy weet, daar is nog, en ons kom nou tot 'n einde toe, sien, Adolf Gaap nou al langer, al groter. Ek gaan nou nie in zoom nie, ons almal ken vir Dawid. Dawid was 'n jong man. Dawid was 'n klein mannetjie. Dawid het vir Goliat gedood. Jesus Christus, op 12-jarige ouderdom, manne gaan leer in sinagoges, wat lank weet wat hulle van praat. Kan jy nou hierdie kan jy nou hierdie 5, bring my tot die punt. Kan jy nou hierdie 5 imagine, in daai sirkeltjie sit, in skool, in werk, wherever, hierdie God Squad, hierdie laaitie van 8, 12-jarige, jongdogter, almal jonk, hulle sit daar, hoe powerful, hoe world-changing, hoe life-changing, daai 5 wat gesamentlik nog nie eers seker 100 jaar oud was. What is preventing you? As jy sê, hulle het die stem van die Here gehoor, die Here het met hulle gepraat. Dames en here, wil ek vir jou sê, jy is besig om die stem van die Here te hoor. Die woord van die Here is die stem van die Here. Die woord van die Here is lewendig. Die woord van die Here praat met ons op 'n daily. Die woord van die Here sê, in die laaste dae gaan daar profete opgerig word uit die jong mense. Uit die woord van die Here sê, die Here het jou geken nog voor nog voor jy die aarde betree. Die woord van die Here sê, ek het 'n plan met jou gehad, alreeds voor jy gevorm was. Die woord van die Here sê, die Here sê dit vir jou. It's up to you to believe it. And it's up to you to make a change. It's up to you to take a stand. It's up to you to activate what the Lord has given you. Ek dink tussen ons hier, soos ons hier sit, ons nie baie nie. Maar die Here kan baie kragtig deur hierdie groepie beweeg. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader, baie dankie vir die geleentheid, Here. Vir die geleentheid om saam te kan kom, Here, vanaand en net eer te bring aan U, my God. Here, ek vra U, daar waar die saadjies geplant is vanaand, Here, daar waar aktivering nodig is, Here. Here, kom vanaand, Here, en doen 'n magtige ding in die harte van U kinders, my God, Here. Here, aktiveer elkeen onder my stem, Here. Here, aktiveer die mense wat later gaan luister, ook, Here, aktiveer my God. Ons weet, ons kan nie meer net tandjies wys nie, Here. Ons kan nie net smile and wave nie, my God. It's time to take a stand for you, Lord. Dis tyd om mense wat verlore is, die waarheid te vertel. Dis tyd om uit te gaan en te sê, luister my vriend, jy moet ophou met jou dinge, want die koms van die Here is naby. Dis tyd, Here. Oh. Father God, Here, ek dank U, my God. Ek dank U vir elke siel wat hier is vanaand, Here. Here, en ek vra elkeen wat hier is, my God, watter probleme hulle ook al het, Here, klim in dit in, my God. Skyn U lig voor hulle voete, Here, sodat hulle duidelik kan sien waar U hulle guide, Here, watter stap hulle volgende moet stap en watse direction hulle volgende moet gaan, my God. Watse besluite hulle moet maak, Here. Maar Here, voed hulle, Here. Voed hulle, Here. Die feit dat hulle hier is vanaand,
wys daar is 'n honger, my God. Feed them, Father God. Raise them up. Raise them up. In the name of Jesus. Amen.